Hartlik goeiemôre, mag die Here baie reluksie en sy wonderlike doel in jou hart en lewe dan ook so bereik. Nou liewe vriende, wanneer die Springbokke besig is om met hulle geveg, dan is die mikpunt om die teestander se been aan die hande te kry tussen die horings en dan om die nek te draai en op so 'n manier dan die been te breek of te verstuit wat die teestander dan heeltemal buite aksie sal plaas dan. So 'n geweldige aggressiewe manier en daarom moet hulle sekerlik ook rats en vinnig kan reageer. En nou ja, dalk 'n goeie les vir al die rugby spelers, wees soos 'n springbok, gaan vir die bene. Nou liewe vriende, ons wil graag vanoggend ook so met u deel oor die oor die dat ons moet verbly in 'n klomp dinge en een daarvan is in die waarheid moet ons verbly. Dit is sekerlik so dat die Here Jesus hom altyd verbly het in die waarheid en so word elke kind van die Here ook aangemoedig om hom of haar te verbly in die waarheid. 3 Johannes 1 vers 4 sê ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Nou is dit so, kan iemand anders, 'n ander kind van die Here dit vandag van u sê, dat u in die waarheid wandel, liewe vriende? Verskaf dit blydskap vir hulle. Ag, daar sal soveel ouers wees wat bly wees as hulle kinders die Here ook so dien. Ons moet ons altyd verbly in die woord. Deuteronomium 6 vers 7 staan daar en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. 'n Wonderlike saak, né? Dat ons verbly in die woord van die Here. Ons kan nie anders as om daaroor te praat, maak nie saak waar ons is nie, of ons op die huis of op die pad is of waar ons ook al is, dat ons daaroor praat. En dat ons daaraan dink, dit is tog waaroor ons gepraat het oor hierdie naweek, oor die Here Jesus, sy dood en sy opstanding. Dan sal dit daartoe lei, liewe vriende, dat daar 'n verblyding sal wees in gehoorsaamheid. Psalm 119 vers 2 sê geluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Liewe vriende, let net op die blydskap wat in hierdie 3 verse uitgebeeld word om die wet van die Here te onderhou, om gehoorsaam aan die Here te wees, om die Here te soek, om in die regte weë te wandel, die bevele van die Here trou te onderhou. 'n Wonderlike blydskap wat daarin is. Maar dit gaan verder in die woord van die Here in 1 Johannes 3 vers 22 wat sê en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Wat 'n wonderlike saak is hierdie nie, kind van die Here. Dat ons sekerlik 'n blydskap hierin het as ons die gebooie van die Here bewaar, wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. 'n Wonderlike blydskap wat daarin is. Josua 23 vers 6 sê, maar julle moet daar baie vas by staan en sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie. Waarom moet hulle nie regs of links afwyk nie? Nie net oor die straf of die seën van die Here wat hulle verloor nie, maar deur dit te doen, sal daar 'n groot blydskap in julle eie harte, in julle huise, in julle stam onder hulle as volk wees. En dit was so met die volk van die Here gewees toe hulle die Here gedien het. Daarom, liewe vriende, hoor net die opgewonde woord wat daar is en hoe opgewonde ons moet wees oor hierdie volgende. As jy net die kern van hierdie gedeelte moet neem. Hy sê in 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid in deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Let net op die opgewondenheid, sy goddelike krag, en dat dit tot Gods vrug dien, en dat ons die kennis het, en die heerlikheid, en die deeg, en die grootste en kosbare beloftes wat ons geskenk is. Ag, liewe kind van die Here, laat ons in die Here bly wees, en laat dit vir ons 'n voorreg wees om die Here te dien, met 'n blye hart, en nie 'n swaar hart nie. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U ons opnuut aanmoedig om U met blydskap te dien, want dan weet ons, dan is ons liefde ook eg vir U. Amen.